Julle, ek het nou besluit om die oggend stapding te doen. Nou kom ek sê nog gou vir julle. Net vir my om uit my comfort zone uit te kom, is klaar al genoeg. Ek net kyk hierdie enetjie wat hier agter verby my te loop. Onthou nee, dit vat courage om alleen te gaan stap in die straten, want 'n mens is so gewoond aan jy worry, die mense gaan vaskyk teen jou dik boude wanneer jy gaan stap, maar jy wil toch so graag, wil jy die dik boude, wil jy plek ter hê. So ek het nou vanoggend, het ek nou plak vasgemaak, en ek het, hello, en ek het nou vir myself gesê, vanoggend gaan ek gaan stap. Ek dink dit is seker maklik. Dit 5 kilometer wat ek vandag stap. Ek sal dit agterna, sal ek dit meet. Ek het dit nou nog nie gemeet nie, maar anyway. My seun het gesê, dit gaan omtrent vir my 4 ure vat om rondom die stadium te loop. So ek gaan kyk hoe lang gaat dit nou eintlik vat, maar anyway. Wat ek eintlik wil gesê het, ek het nooit gedink op hierdie stadium van my lewe gaan ek lewe soos 'n ryk bitch sonder geld. Ons het altyd gewonder, Frans, hoe kry die wit mense dit reg om in die dag in te gaan stap en te hardloop en koffie te gaan drink en te kere te kan gaan. En ons het gewonder, hoe bekostig hulle dit? Want onthou, ons is geleer, ons moet opstaan en dan moet ons gaan werk. Daar is die relaxation nie. Jy kan nie gaan sit agteroor en relax nie. En even as jy gaan en jy gaan drink die koffie, of jy gaan eet die breakfast in die oggend, dan voel jy nog steeds skuldig, want jy sê vir jouself, ek was veronderstel om by die werk te wees. Maar anyway, ek dink my lewe het baie verander. En ek moes vrede maak met baie dinge. Ja, so nou verstaan ek dat jy het die rus nodig. En in die negatiewe moet jy kyk na die positiewe toe. En wanneer jy verstaan dat mense probeer maar hulle self beter te laat voel in moeilike omstandighede, dan sal jy verstaan hoekom mense uitgaan en hulle gaan stap en hulle draf en hulle gaan uit en hulle gaan drink koffie of gaan net tyd spend saam met mense, sodat jy mentally baie beter kan voel. Ek leer nou eerste in die 5 jaar wat ek werkloos is, leer ek nou eerste vir die eerste keer leer ek stadig aan hoe om te ontspan en hoe om nie skuldig te voel nie. Want jy begin om skuldig te voel en jy sê vir jouself, jou man staan elke oggend op en hy gaan werk, jou kinders staan op, hulle gaan werk toe en skool toe, behalwe die feit dat jy studeer en sukkel om huise te verkoop. Is daar nie veel anders wat jy doen nie. Maar wat ek gebesef het is dat ek het valuable time gekry in die 5 jaar om te spend met my kinders. Ja, die 5 jaar het ons stress gesit, miskien op relationships, maar die 5 jaar het ook vir my geleer om myself eerste te stel. Ek het regtig waar daadwerklik gaan stil sit en vir myself gesê dat
My mental health kom eerste. Ek dink ons besef hoe belangrik is ons mental health nie. Ek dink ons sê vir onsself, ek moet daai werk kry, ek moet daai huis hê, ek moet daai kar ry, ek moet soveel geld in my bankrekening hê, maar dan is ons siels ongelukkig. Ek kan nie sê dat ek is 100% gelukkig nie. Dink een van ons sal ooit 100% gelukkig wees nie. Maar ek kan sê dat ek is besig om my voete te vind en ek is besig om myself te vind, stukkie vir stukkie. Ek is besig om te leer, om te prioritize dit wat vir my belangrik is. En op hierdie oomblik is my onmiddellike familie vir my baie belangrik. En ek praat van my kinders en my kinders se welstand. Ja, ek leer ook dat as kinders is ons baie ondankbaar. En ek besef waardeur het my ouma en my oupa gegaan toe hulle vir ons groot gemaak het. En ek besef eintlik hoeveel sacrifices my ma moes gemaak het om die vrede te handhaaf en die vrede te bewaar. En ek besef hoeveel vure my ma moes doodgemaak het om 'n familie by mekaar te hou. En ongelukkig is sy nou nie meer daar om dit te doen nie. Weet jy, 'n familie kan net saam bly wanneer almal hulle bydra lewer en almal wil hê die familie moet saam bly. Jy kan nie jouself forceer op mense nie en jy kan ook nie mense forceer in jou lewe nie. So jy besef op die einde van die dag dat jy alleen is verantwoordelik vir jou eie lewe. As ek sit en ek kyk na ons land en ek kyk waardeur gaan ons in ons land en dan vat jy daai onregverdigheid wat plaasvind in ons land as ook in die wêreld en jy sê vir jouself, maar daai onregverdigheid kan jy nie jou eie maak nie. Want mense is geneig om te dink dat die probleem lê by jou. Jy is geneig om stil te sit en dan soek jy fout in wat jy doen en hoe jy dit doen. Maar die enigste ding wat ek vir myself gesê het is dat solank ek doen wat reg is, solank ek doen wat binne die riglyne van God is, solank ek staan vir dit wat die waarheid is en glo in die waarheid en weet ek dat die Here gaan op sy tyd gaan hy dinge verander. En vandag al wat ons kan doen is ons moet bid vir ons families. Ons moet bid vir ons woonbuurte wat ons in bly, ons stede, ons dorpe wat ons in bly. En ons moet bid vir ons land en vir die wêreld. En ons moet herken dat hy is God en daar is niemand anders soos hy nie. Hy is op die troon, hy is groot en hy is almagtig en hy kan enige situasie kan hy verander. So, ek geniet nou nog maar my 5 jaar van unemployment met al my kwalifikasies en experience wat ek het, geniet ek my 5 jaar van unemployment. Maar ek weet, dit gaan ook tot 'n einde kom. There's no gatekeepers that can gatekeep forever. So ja, nee, wat, laat ek nog maar so lank lewe soos 'n rich bitch, wat niks het nie, maar baie ryk is. Mooi dag vir julle verder. Ek het nou die helfte van die stadium plat geloop. So dit vat nie die 4 ure wat my seun gesê het nie.